gekreet en die angs en die geskree van die kinders na soveel jare nog steeds glashelder beleef en onthou. Daai tonele wat daar afgespeel het en selfs die dae wat daar opgevolg het, was iets geweldigs. Dit was erg geweest. Ek sê ek is geskok geweest. Ek het nou dit tot 'n mate al bietjie vir my versag. Die hartseer is al 'n bietjie weg geweest. Nou dat ons weer by die ding kom, is weer terug by my. En ek kan nie daai leed vergeet nie. En mense daar as 'n gesin het gevoel Meyerton is nou nie die wonderlikste ou dorpie op aarde nie, maar dit is ons dorp en dit was ons kinders. En toe ek so kyk, toe sien ek net mense lê, kinders. Dit was baie erg geweest. Dit is ledemate, dit is mense kan dit eintlik beskryf nie. Nou, op 17, ou ken dit nie. Jy ken eintlik nie dood nie. Jy gee nie eintlik vir jouself so om soos wat jy vir jou kind gee nie. So dit het nou 40 jaar terug gebeur. Maar as ek my oë toemaak, dan voel dit soos vandag. Die rustige dorpie Henley on Klip is deel van die Vaal-driehoek en lê skaarse uur se ry van Johannesburg af. Dit was nog altyd 'n klein dorpie met 'n hegte gemeenskap en die rus en die vrede wat maak dat jy graag jou kinders hier wil kom grootmaak. Maar op die middag van 28 Januarie 1970 het daar gebeure ontvou wat vir altyd 'n merk op hierdie dorp sou laat. Henley on Klip se naam is afgelei van 'n dorpie in Engeland genaamd Henley on Thames. Maar waar die een in Engeland aan die oewer van die Theems is ons eie Henley op die Kliprivier en vorm hy deel van die groter dorp Meyerton. In die vroeë jare 70 was die 'n gemeenskap waarvan die kinders meestal bus gery het skool toe en daar was 'n verskeidenheid busse wat in hierdie area diens gedoen het. Vir die kinders was dit 'n doodnormale woensdagmiddag. Na skool het Hans Fourie en Rina Hartman, wat destyds in matriek was, hulle gewone sitplekke voor in die bus ingeneem en gereed gemaak vir die busrit huis toe. 'n Busrit wat soos altyd oor die kruising sou loop wat destyds hier was. Dit was 'n gewone skooldag geweest en uit die aard van omstandighede daai jare is die meeste van die leerders met busse vervoer skool toe. Dit is ook 'n skool toe gaan, normale skooldag. Ek weet ek het vir my pa die oggend gevra. Ek wil graag by die skool bly. Ek wil werkskyf oefen. En hy het net dood eenvoudig vir my gesê, jy's nou 'n matriek en jy gaan hard leer. Ek weet tot vandag toe nie hoekom het hulle my busprefek gemaak nie, want ek klim laaste op. En ek klim eerste af. En ek dink baie kere die skool het gedoen om my naas moontlik aan die onderwyser of die busbestuurder voor te hou, omdat ek so woelig was. Ons het ook die kinders afgelaai die eerste lot by die by 'n bushalte en ons het by die treinspoor gestop. Ek weet ons het een meisietjie by die volstasie ook afgelaai. Ons het die oorweg normaal gekruis. Die enigste verskil wat baie min mense weet, is die toestand wat die spoorkruising op daai stadium was. Die spoorkruising is nie ver van een van die grootste klipbrekerye af nie. En word daar massas erts vervoer na verskillende fabrieke toe. Met die gevolg, al die paaie was regtig in 'n swak toestand en so ook die oorgang. Daar was 'n goederetrein wat verbygegaan het en hy het gewag en hy het begin ry. Toe die bus gestop het by die spoor. Ek het voorgesit en ek kon gekyk het in die rigting van waar die trein kom. Toe ek die trein die eerste keer gesien het, het ek geen rede gehad om regtig bekommerd te wees nie. Want ek het besef hy's nog baie ver. Maar nagelang die bus stadig deur die gate beweeg,
want 'n mens kan onmoontlik nie vanaf begryp. Stadig deur die gate beweeg, het ek besef, dit raak nou 'n bietjie krities. Ek het niks vir oom Koekies gesê nie, want ek het geweet dit kan miskien om ontstel. Ewe skielik toe skree die kinders, daar kom 'n trein. En soos die toeval dit wil hê, was dit toe ook daar op daai stadium wat die bus gestol het. Die busbestuurder oom Koekies het dit reg gekry om die bus aan die gang te kry en stadig uit die gat uit te beweeg. En toe hy in die tweede gat inbeweeg, was die paniek groter agter in die bus. En dit was paniek, want almal begin toe rond, jy weet, hoe kan ek, skarrel, jy weet, hulle is hysteries. En ek weet nie, die bus het gestol. Ek het voor by hom gesit en ek het nog vir hom sê, hoor oom Koekies, haal net die bus uit rad uit. En hy was so verboureerd geweest dat hy die laaste keer die bus wou aanskakel, terwyl die bus in rad is. Verder het ek net al wat 'n mens het gedink het, hoe gaan jy hier uitkom? En die trein het al hoe nader gekom, maar hy het 'n verskriklike spoed gery. En op daai stadium het ek net besef, die trein gaan die bus tref. En omdat ek voorgesit het, kon ek aan die oorkant in die rigting van die deur hardloop. Wat dit net moeilik gemaak het is, weens veiligheidsredes, was om die handvatsel van die bus in daai tyd, dit was 'n noodmaatreël, 'n yster gebuig, so as iemand per ongeluk teen die handvatsel stamp, dat die deur nie oopgaan nie. En het ek vir 2 keer die yster, ek kan dit helder onthou, het ek die yster gegryp en weer gegryp, en besef ek moet my hand onderin kry. Hansie nou sukkel om die deur oop te kry. En naderhand toe hy om nou oop het, toe sien ek net hy spring. Ek was bewus dat die trein teen 'n verskriklike spoed nader kom. Sy remme kon op daai stadium nog nie aangewees het nie, want hy, toe ek gespring het en ek kyk na die trein, ek kan nie sê in meters nie, maar dat ek op daai stadium werklik die geluid, die geraas en die wind van die trein beleef het, toe ek langs die spoor geland het. En ek het probeer spring. En al wat ek net kan onthou, het was net een harde slag. En dit was ewe skielik, toe weet ek niks. Die slag waarmee die trein die bus getref het, sal 'n mens seker altyd bybly. Die trein het toe die bus aan die agterkant getref. Wat veroorsaak het dat die bus nie voor die trein gerol het nie, maar dat hy hom oopgeswaai het. Maar die nadeel daarvan is dat die bus basies soos 'n kartondoos agter oopgebars het, waar die kinders dan uit beweeg het op die spoor. Weet net, ek het onmiddellik na my ma toe gehardloop. Sy was die posmeester so amper 'n kilometer van daar af. En ek het net gedink, as hierdie boodskap haar moet bereik, kan ek net gedink het aan die skok. En ek onthou haar gesit tot vandag, want sy was al klaar op pad uit om te kom kyk wat aangaan. Toe ek aan die parkeerarea kry en daai sig van verligting. En ons het daar mekaar net vasgehou en ons het besef hoeveel ouers weet nie eens. Jy weet, dit was nie 'n tyd van selfone nie. Wanneer hoor die ouers van die kinders in Dyleside dit is? Maar hoe gaan die boodskap daar kom? So die mense van Meyerton kon in daardie stadium nie weet presies in watse tragedie die dag sou ontaard nie. Die hoof van die hoërskool, Dr. Malan, het pas van die tragedie gehoor en die nuus het ook by Erna Church uitgekom. Sy was die eggenote van Dr. Church en later die burgemeester van die dorp. Het was
Dit was so vroeg in die middag geweest. Toe kry ons 'n telefoonoproep dat daar 'n skoolbus in 'n ongeluk betrokke was. Ek is pas aangestel as radio vars in die ding. En dit is vroeg in die termyn gewees. En ons het gewoonte gehad, die skool, in die middag as die skool uitkom, dan bly die hoof daar so tot almal huis toe is, die busse allemaal voort. En so het ek huis toe gegaan, en ek is aan die etetafel gewees, gesit en eet, toe bel na my. Toe sê sy, daar is 'n busongeluk gewees, by Highbury, wat bus in die trein. En ek weet, as dit 'n bus in die trein is, dan moet dit sleg wees. En ons het nie besef wat vir ons wag nie. En toe ons so oor daai brug kom, en ons so uit die kar uitklim, toe hoor ek net my man sê, kan dit waar wees? Kan dit waar wees? En wat ek daar gekom het, was by die grootste skok van my lewe. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Toe lê daai kinders gesaai oor daai area. Ek het nie besef, dit is so ernstig nie. Want toe ek daar aankom, toe lê daar 32 liggame op daai perron en daar op die spoor uitgesprei. En die ergste was, toe by een dogter kom wat die hele been af was van die laaste gelê. Dit was my skok tot in my siel. Dit is bobbelskok gewees. En toe ons so nader kom, weet jy, ek kyk af en ek sien net bene. Die skoolse kleure aan die sokkies, die ou voetjies, die beentjies wat so lê. Dit het my so gevat, ek is in 'n waas gewees daar nou. Ek het nie gekyk wat om my aangegaan het nie. Ek dink Arthur Church het gesorg dat die liggame wegkom en dat die beseerders wegkom. Ek het nie eens die bus gesien nie. En ek is terug skool toe en ek het gewonder, wat moet ek maak? Maar die bus wat deur die trein getref is, was nie die enigste skoolbus wat in daardie area diens gedoen het nie. Een van die ander busse is bestuur deur mevrou Lou, wat ook in die Henley area kinders help huis toe ry het. My vriendin het die dag vir my kom kuier, nê. En toe sy nou wil huis toe loop, toe sê ek vir haar, wag, ek gaan nou kinders oplaai in die bus, kom klim in die bus, dan laai ek jou daarna by jou huis af. Toe vat ek haar na die ongeluk toe ek daar kom. Weet jy hoe gaan die mense en die ouers huil en gaan te kere en hulle skel hom eintlik. Hulle sê, ek het geweet die ou man gaan nog eendag my kinders verongeluk, jy weet. Ek het haar so jammer gekry. En ek is 'n vreeslike bygelowige mens. Toe ons in die bus kom, toe is my hele bus se ruit voor vol bye. En ek glo, as 'n by in die oggend in jou venster is, bring hy vir jou geluk, maar in die middag, dan bring hy vir jou ongeluk. Ek sê vir haar, o nee, jy gaan baie slegte nuus hoor, sy sê, ag, jy's bygelowig. Ek sê vir jou, jy gaan baie slegte nuus hoor. Sy sê, man, vergeet, jy praat nonsies. En ons ry, ek het my kinders opgelaai by die skole, ek het hulle gaan aflaai, ek laai af, ek gaan oor die spoor sonder kinders. As ek terugkom, dan het ek klaar afgelaai, dan gaan ek weer oor die spoor. En ek kom die middag op, dat ek klaar afgelaai het, nee. Toe kom 'n tannie met 'n kar van bo af, van die spoor se kant af. Sy sê vir my, sy stop by my, want die oom was my buurman. Sy sê, ek wil net vir jou sê, die trein het om Koos se bus gevang. Ek sê, nee, moenie dit vir my sê nie. Sy ry toe en ek ry op tot by die ongeluk. Want toe die ambulanse en die dokters en alles is toe net daar. Toe stap ek na die spoor toe. Die gesig wat ek gesien het, dit lyk soos vleis wat jy op die spoor gepak het, jy weet. Dit is iets verskriklik om dit te kon sien. En ek het so geskrik en toe kan ek nie oor die spoor gaan nie, want daar is te veel karre en ambulanse en goed, nee. Toe moet ek omdraai. Nou is my gedagte, ek moet nou vir my tannie kom sê, vir die tannie kom sê. Maar weet jy, ek bewe net so, maar ek is want my bus is daar een van daai lang busse en ek ry en ek kom by haar en ek klop aan. Sy maak oop. Ek sê, Tannie, wat maak jy? Sy sê, ek maak kos vir hom Koos, want hy kom nou huis toe. Ek sê, Tannie, weet jy nog niks? Sy sê, nee, wat? Ek sê, die trein het om Koos se bus gevang. Ek sê, maar hy's nie dood nie.
Ek gaan 'n kar kry, kom klim in, dan vat ek jou na die ongeluk toe. Intussen was mevrou Lou se seun Davie ook op hoërskool Dr. Malan. En sy beste vriend, Johan Leroux, was ook op die bus. En gewoonlik as ek huis toe stap, dan stap ek verby die bus waar Johan in ry. Hy het agter in die bus gesit. En dan ry hulle en dan waai ek vir hom. En as ek stap ons so 2 blokke huis toe, by die huis gekom, my ma het ook busbestuur, een van die buskontrakteurs se busse. En toe ek by die huis kom, toe lui die telefoon. En dis die tannie van die melkery, tannie Jo Brits. Sy sê, Davie, hoor jy, is jou ma by die huis? Ek sê, hoekom tannie? Sy sê, nee, want daar was 'n verskriklike busongeluk. En ek het so deur die venster gekyk en ek sien my ma stop net op die middelmannetjie. En so 2 huise bokant ons, of 2 eintlik 'n blok bokant ons, het my wiskundeonderwyser gebly en my Duitse onderwyser. Ons het in die kar gespring en Henley on Klip is omtrent seker so 5-8 kilos van hier af en so toe gejaag. En toe ons daar kom, was dit iets verskrikliks. Die eerste ding wat ek gesien het was die bus. En ek het gesien die trein en die bus aan die agterkant gevang. En ek weet, as ek vir Johnny waai het agter gesit en ek wou nie dit besef nie, maar okay. En toe ek so kyk, toe sien ek net mense lê, kinders. Dit was baie erg geweest. Dit is ledemate, dit is mense kan dit eintlik beskryf nie. Nou op 17, ou ken dit nie. Jy ken eintlik nie dood nie. Die ambulanse, dit was ambulanse en dokters en dit was 'n skreeu en ouers wat hulle kinders soek. Wel, daar was 'n klomp wat heeltemal, jy kon sien dit is verby. En almal wat omtrent iets geweet het of die hele omgewing. Die ambulanse van Alberton en die naaste dorpe was almal daar en almal was besig om mense te help. Jy weet ook daar kom die eerste ding waaraan jy dink is, waar is jou vriend? Jy dink nie eens aan die ander nie. En ek het gehoor mense roep, Johan, waar is hy? Ek dink ek sien seker nie, want dit is so vaag. Dit is eintlik goed wat jy wil probeer in jou onderbewussyn wegsteek. Ek kan net onthou mense het geroep en iemand het nog gedink hy het dalk geleef en ek kan nie eens onthou wanneer het ek agtergekom hy is dood nie. Op die toneel was dit absolute chaos en pandemonium. Hans en Rina was steeds te midde van dit alles. Hans het daarin geslaag om van die bus af te spring en het gehardloop om sy ma te vertel wat gebeur het. Rina was net te laat om ook uit te kom. En met die aanvanklike botsing is sy van die bus afgewerp. Die 2 ou tannies my opgetel en hulle het my laat loop tot by die pad en hulle het vir my gevra, maar ek kon nie sien nie, dit was net bloed. Iemand het my verbind. Ek weet hulle het lakens gebring en hulle het dit geskeer en hulle het begin wonde toemaak, hulle die bloed moet stop. Ons was nie toegelaat om naby die toneel te kom nie, want dit was afgesper deur die polisie gewees. Maar toe ons later oor die kruising terug huis toe beweeg, toe was daar werklik nog honderde mense gewees. Natuurlik ook belangstellendes, nuuskieriges. Maar die tragie van ouers wat al loop en soek en hoop om miskien nog net iets te sien of iets te kry van hulle kinders. Ek het net die stemme gehoor en gesê help hier, help daar. En toe hoor ek sirenes. Het 'n kind gekry, 'n dogter. Ek weet nou nog nie wat is daarvan nie. En 'n mens wil ook nou nie juis name uitsonder nie. Dit is so teer en seer dat seker tot vandag toe vir daai mense. En hy het die kind geken. Hy sê en sy sit so na 'n ou kopvelletjie, dit hang toe amper oor haar gesig. En sy was nog lewendig want sy sit toe daar op die spoor nog. En hy het haar ou koppie weer so teruggebuig en dit weer teruggesit. Want jy snaaks genoeg, jy kan net na een mens kyk. Is dit nie waar nie? Jy kan tog nie agter meer as dit kyk nie, gelyk nie. Die sakdoek uitgehaal, ek weet ek het my mond afgevee en hulle het gevra, het ek 'n kontaknommer. En ek weet dit was nog die slinger telefone.
En ek het vir hulle gesê 365. En my pa het geleen slaap want hy moes aan diens gaan. En toe sy hoor, dis 'n trein wat die bus gestamp het. Toe spring hy op en hy hardloop. En ek weet net, toe hy daar kom, toe sê hy vir my, dankie Vader, my kind leef. En hy sê vir my, gaan sit so lank in die bakkie, ek wil kyk of ek nie nog kinders kan help nie. Al die dokters van Meyer het net gekom, daar was ambulance van Alberton. Ek het net van die onderwysers bestaan, dit kan ek onthou. Toe ek daar kom, was daar net ouers en mense wat soek, het jy nie my kind gesien nie, waar is my kind, leef my kind, is hy hospitaal toe, gaan het goed met my kind. Ek kon nie antwoord gee vir die mense nie. En in daardie stadium het Karen Hageman en Annetjie Hageman, hulle het langs my gesit. En ek weet, hulle was net so vol bloed. Maar nou weet ek het hierdie stamp op my kop gehad en ek het 'n verskriklike hoofpyn. En ek het dood normaalweg ingeklim en hulle het langs my gesit. En hulle het vir my Karen het gehuil, haar kop is seer en Annetjie, iets het haar oor blykbaar gesny en hy het net hier gehang. En sy huil toe, sy sê, my oor is af, my oor is af. Ek sê vir haar toe, nee, want my kop is seer, sy wil nie so huil nie. En op daai stadium met Hans se broer, toe kom hy het so blou volksie gery, ek kan dit goed onthou. En hy sê vir my, Rina, klim in my kar, ek gaan jou dokter toe vat. Op hierdie stadium was die ouers hysteries, want baie van hulle kon steeds nie hulle kinders opspoor nie. Davie Lou se ma het haar kollega se vrou na die hospitaal toe gevat om na haar man te gaan soek. Maar niks kon hulle voorberei vir dit wat vir hulle by die hospitaal gewag het nie. Toe laai ek haar, toe is hy al weg hospitaal toe. Toe laai ek haar op en toe vat ek haar hospitaal toe. Toe ek daar kom, by die ongevalle, toe sit hy en rondom hom is net die kinders. Dit huil en dit skree, dis bloed, dit is, jy weet, party nie ore nie, die neuse, ek kan nie vir jou beskryf die seerplekke wat dit veroorsaak het nie. Mense het van die strate afgekom help, want dit was 'n gekerm. En toe sê ek nog vir hulle, vat net die oom hier uit. Hy kan ons nie so hier in die dinge sit nie, want ek het hom jammer gekry, want hy was ouer as ek. Van daar af het ek en my vrou gery na die Vereniging Hospitaal toe. En gaan kyk wie kan ons daar ken en hoe gaan dit met die kinders wat daar is. Die gange van die hospitaal was vol mense. En die mense, hulle was verwilderd, hulle kon nie glo nie, hulle het gesoek hier dat jy, ek weet nou nog spesifiek, jy 'n stukkie skedel opgetel van 'n kind. Ek weet nie aan wie dit behoort het of wie se dit was nie. Maar jy het net daar rondgegaan en gevra wie was in die ongeluk betrokke en hoe gaan dit met hulle. Jarige Karen Hageman en haar suster wat toe instander 9 was. Hulle ouers het geen idee gehad of enige van hulle dogters die ongeluk oorleef het, al dan nie. Toe sy by vereniging kom, het sy begin soek na my sussie. My sussie was in standaard 9 gewees. Toe het hulle haar gekry, sy was heel wat beseer. Sy het ook 'n oogwond gehad. Haar beenspiere is geskeur gewees en 'n sny in haar oor. En toe sê my mamma, nou soek sy nog na 'n ander dogter. Nou ja, as jy nie jou kind gekry het, moes jy lijkshuis toe gegaan het. Toe sê hulle, maar daar's nog 2 kinders in die operasiesaal. En sy hardloop toe na die operasiesaal toe en sy nou daar kom, toe is daar alreeds 2 ma's. So wie se kind is binne die operasiesaal, wie se kind moet sy gaan soek in die lijkshuis. En toe die een dogtertjie uitkom, toe sê haar ma, nee, dit is my kind. Toe staan my ma nog ander tannie daar en wag. En toe ek uitkom, toe sê my ma, o nee, dit is nie haar kind nie. Want ek het 'n snywond gehad by my regterkantste oog van 9 steke. En ek het 'n halfman sny van die een oor na die ander oor waar die stuk vel omtrent hier gehang het.
En daar het ek 34 steke gekry, ek het brandwonde opgedoen. Toe sê sy nee, maar dit is nie haar kind nie, want my gesig was geswel en vol snymerke. Toe vra hulle, wat is die van? Toe sê sy, dis 'n Hageman. Toe sê hulle, maar dit is die Hageman dogtertjie. Daar is toe later in die middag, toe is die teaters, 2 teaters nog aan die gang. Maar daar sit 5 paar ouers buitekant. Ek was bewusteloos tot en met wat ek by Vereniging Hospitaal gekom het. Daar weet ek, was dit verskriklik, soos die ouers kinders soek. Hulle soek nie hulle kinders. En 'n gehuil. En my pa het nou het soen toe gegaan om ook na my te kyk en my te soek. En my ma het my uitgeken aan my onderklere want het ek geswel. En die ander kinders het almal op toonbanke gelê. Daar was nie genoeg plek nie. Toe het hulle ook van gesê, weet jy wat, ons het regtig nie hoop vir jou dogtertjie nie. En ek het omtrent so 3 dae gelede gesê, my ma, asseblief kan ek net by my sussie, want daardie tyd was 6 parents in een saal. Toe vra sy of ek net by my sussie kan lê tot die tyd verby is. Ek kan net onthou toe ek wakker word, toe was ek in die teatersaal. Toe het hulle my uitgeneem na 'n privaat saal toe. Nou, almal wat in die busramp was, wat beseer is, het regtig baie seer gekry. Reg oorkant my het 'n meisie gelê wat se ribbes in haar longe ingesteek het. So ons almal was regtig baie beseer geweest. Waar ek gehoor het Johannes oorlede. En dit was vir my verskriklik. En ek weet nie, hulle het net vir my gesê, Hansie het dit oorleef, want Hansie is reg. En toe vra ek vir hulle vra en ja, en ek was bewusteloos omtrent so vir 3, amper 4 dae. Waar die dokters van Vereniging Hospitaal se vrouens het gekom en hulp aangebied en met ons gesels en vir ons 'n bietjie leiding te gee. Op die soel somersnag na die tragedie het 'n somber atmosfeer soos 'n swaar kombers oor Meyerton neergedaal. 'n Kombers wat vir nog lank oor die dorp sou bly lê. En oor die hele dorp het daar so stilte gesak, want Meyerton is maar 'n klein dorpie. So stilte gesak en ou Piet het daar na my toe gekom. En daar was berigte oor die radio, want daar was daardie tyd nie televisie nie. En ons is in daai buitekamer en ek sal nooit vergeet nie, daai aand, ons is so bang, ons al 2 matriek. Ons het in een bed gaan slaap. Hulle het later by Tannie Erna Church, met wie ons ook sal gesels, het hulle gevra, die dokter se vrou, het die ma blykbaar gaan vra, hoor jy is Johannie hier by julle nie? Hier was 'n klomp mense hier by my aan huis en later in die middag toe kom hier 'n ma aan. En sy sê vir my, mevrou, het jy nog kinders hierso? En ek sê vir haar, nee mevrou, hier's niemand hier nie. Toe sê sy, nee, ons soek ons 2 seuns. O ja, die kinders was in 'n dwaling geweest. Hulle was almal geskok. Dis vir my bitter swaar geweest om die kinders te sien kyk, maar ek het besef ek moet die kinders uitkry uit hierdie donker dieptes wat hulle is. En ek het vir die personeel gesê, julle gaan aan met die gewone klasse. Party van my het my verkwaal, ek het gesê, maar ek het geweet, aluseer het my ook man. Dis maar die beste van die kinders normaal nie aangaan, dan kan hulle weer 'n gewone routine kom en 'n bietjie vir hulle opversag. En dit het gehelp. Die kinders, dis 'n goeie personeel gehad. Die kinders het gevolg en dit het 'n rustige waak daaraan. Dit was 'n sombere atmosfeer by die skool gewees. Al die dae tot na die begrafnis en nog daarna was dit 'n baie sombere gebeurtenis en stilte by die skool. Mense het die kinders jou nog so voor jou gesien. Weet jy dat teen daai tweede aand, toe's daai mense so gedaan, hulle is so gedaan, so van hartseer, jy weet nie hoe om hulle te troos nie. Jy loop, jy kan maar van huis tot huis gaan. Jy kan nie vir hulle
Hulle is so seer, jy kan dit nie vir geen mens beskryf nie. Tragedie staan een enkele persoon uit. 'n Held wat sy eie lewe gegee het om andersin te red. Dit was Dawie Lou se beste vriend, Johan Leroux. Johan Leroux was een van daai ouens wat die girls gelike het. Hy was 'n innemende persoon. Hy was 'n what you see is what you get. Almal het van hom gehou. Hy's ook die dag het hy 'n toekenning gekry as hoofleier van die voortrekkers. Die oggend, toevallig het hy die toekenning gekry. Het ek onder andere met Johan Leroux gepraat by die opening van die skool. Tussen die geboue is waar ons in die oggend by mekaar kom. Ek het hom nog geluk gewees, hy is toe aangestel as hoofspanleier van die voortrekkers. Om geluk gewees, ek het nooit geweet die middag sal sy liggaam daar lê nie. Dit was 'n Woensdag gewees. En ons was 'n matriek. Ek en hy nou Piet Rollop was groot pelle gewees. En gewoonlik ons het so 2 blokke van die skool af gebly. Dan kuier ons 3 by mekaar in 'n buitekamer wat ek by my maale gebly het. En so het ons maar saam gekuier en groot pelle geword. En die dag, die Woensdag, die tweede laaste periode het ons biologie. Ek en Johan, altyd vir hom sê Johnny. En ek raak baie keer depressief en ons stap uit die klas uit en nou Johnny sê vir my, hy sê Lou, wat's fout man? Ek sê ag Johnny man, ek voel net depressief. Hy sê hoekom? Ek sê nee, ek weet nie. En ek gaan toe Engels toe en hy het 'n ander vak gehad op daai stadium met 'n ander been. Die volgende oggend skool toe. So stilte in die dorp. Almal in die skoolsaal in. En 'n predikant het daar kom praat. En ek sal nooit vergeet nie, die eerste periode het ek biologie. En ons stap na die biologieklas toe en ons gaan sit en ek sal nooit vergeet. Ons het in die voorste ry gesit. Die hoofseun het gesit. Dan Johan, dan ek. En toe ons gaan sit, toe is daai plek oop. En ewe skielik het ek net besef, die ou wat gister was, is dood. En ek het uitgestap en ek het verskriklik gehuil. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het agterna vir Johan 'n gedig geskryf, seker 'n jaar later. En hy was 'n besonderse mens. Hy het 2 mense uitgestamp daar. Die een ouetjie het vasgesit in die venster en die ander enetjie wou probeer spring agter by die nooduitgang. En Johan het die ou uitgestamp en toe die ou agteruit gestamp en toe spring hy. En toe hy spring hy teen 'n paal vas en die trein slaan hom teen die bus. Of die paal vang hom teen die trein. Nou ja, en ja, toe is hy dood. Van wat presies in die bus gebeur, kan ek nie veel onthou nie. Ek was baie gefokus op wat toe om koekies voor gaan doen. Maar wat wel 'n feit is dat Johan Leroux van die kleiner kinders uitgehelp het wat by die vensters was. Werklik 'n wonderlike maat van ons gewees, 'n pragtseun en dan daarom ook die heldeverering van Johan vir sy dade. Maar Johan het heel agter in die bus gesit en het altyd met 'n gitaar gesit. En ek was baie skaam, ek was baie teruggetrokke want ek het nie baie vriende gehad nie, omdat ons ook maar eenkant gebly het. Daar was nie baie vervoer nie. En dan as ek afklim dan knik hy of dan kry ek so skaam en dan loop ek net, jy weet, ek het my buig my kop af dan kyk ek aan 'n pad. Maar hy was regtig 'n dierbare mens. Ja, dit is hoe ek hom onthou het, want die blonde kop, hy het altyd agter gesit en hy het musiek gemaak. Ons het 'n straat hier na Johan vernoem, wat werklik 'n held was. En daai ou kindertjies wat hy daar gered het, hè? En hy self het nie daar uitgekom nie, en dit was die lieflikste kind gewees. Hy was omtrent seker so wat 'n kilometer van die huis af, of 'n bietjie meer, voordat hy nou by die huis kom. Voor die versoening en genesing kon gebeur, moes die familie en vriende eers deur die pyn van die begrafnis gaan.
'n begrafnis waar tydens verskeie van die kinders reg langs die spoorlyn begrawe is wat hulle lewens geëis het. Nou moet jy reëlings tref. Ons het almal besef dat jy weet dat ons moet hierdie kinders begrawe, maar so gou as moontlik, want hierdie mense kan nie. Hierdie daai chaotiese situasie van die, jy weet, van die lijksbesorgers en al daai dinge, dis nou al sulke seergoed wat daarop gevolg het. Die reëlings is toegetref. Nou gaan daar's 'n klomp wat nou van die ouers wat hulle kinders privaat wil laat begrawe en ander aan 'n massa begrafnis wat hier op ons hoërskool se paviljoen sal plaasvind, die diens, en dan sal hulle aanbeweeg na die plaaslike begrafplaas toe. En almal is ook nie gelyk begrawe nie. Ek dink toe Johan hulle begrawe was daar so 11 wat gelyk begrawe is, want daar was 23 kinders dood, 14 van hoërskool Dr. Malan, 5 van laerskool Dr. Verwoerd en dan 4 van Meyerton Primary. Maar ek sal nooit vergeet die dag toe ons nou Johan hulle se begrafnis, daar was baie mense. En Duilside is so eentjie van Meyerton af toe ons Meyerton begrafplaas toe kom. En daai kuste sak, en toe die kuste sak toe kom daar 'n trein verby en hy blaas sy hoeter. Die mense het flou geword. Dit was verskriklik geweest. Dit was baie erg. Ek onthou daai ouers, ag, jene tog. Toe wil hulle die meganiese stootskrapers daar gehad om nou die grafies toe te maak. Maar kyk, dis of daar iets in daai mense ingevaar, daai mans, het hulle baadjies uitgetrek. Nou is dit 'n hele klompie grafte wat moet toegegooi word. En hulle wil toe nou nie hê daai masjiene moet nader kom nie. En ek het so 'n end weggestaan, so teen daai middagson wat so deurgeskyn het. En ek het hulle so gestaan en kyk, wie is of die hartseer, hulle wil dit uitwerk, maar hoe? Daai stof wat so opgegaan het, so teen daai middagson, sal ek seker nooit vergeet nie. Maar soos met enige tragedie, bly daar maar een brandende vraag. Hoe kon so iets gebeur het? Oom Koos Kokemoer, die busbestuurder, is eintlik 'n oomie wat altyd versigtig was. Die bus het in 'n slaggat vasgesit. Hy het verboureerd geraak toe die trein aankom. En hy was 'n goeie bestuurder, alhoewel sy oë was 'n bietjie sleg, maar hy het altyd met my geraas. Dan sê hy, jy moet nie so stop nie, jy moet nie hier stop nie, jy moet so draai en jy moet so maak en jy moet so maak, jy weet. Die tyd daarna was vir my 'n baie moeilike tyd gewees. As jy gekyk het na wanneer die ramp was en wanneer die hofsaake begin het, was daar regtig nie 'n groot tydverloop gewees nie en was 'n mens nog eintlik getraumatiseer oor die ramp. En dit was vir my regtig moeilik gewees op 16-jarige ouderdom bloot te stel aan soveel vrae, waar dit dan ook die lewe en die toekoms van 'n busbestuurder 'n oom raak wat ook van ons huisvriende was. Hulle was van my ma se huisvriende gewees. En was ek in die Hof van Johannesburg gekonfronteer met verskriklik baie vrae. Ek kan spesifiek onthou die tientalle, ek wil amper sê honderde foto's, wat hulle aanhoudend vir my gewys het en gesê, waar was die trein die eerste keer? Waar was die trein toe jy gespring het? Waar was die trein toe jy die besluit gemaak het? Ek onthou nog foto's wat hulle geneem het van die oorgang self, waar hulle byvoorbeeld karton melkdoos langs die spoorstawe neergesit het. Laat
in vandag se tyd 'n 2 liter karton melkdoos het nie eers uitgekom by die onderkant van die spoorstaaf, so groot was die gate nie. En wat ek ook in die hof getuig het, is dat volgens my is dit regtig een van die grootste redes en oorsake hoekom die bus gestol het. Hy het laat, hy is aangekla vir strafbare manslag. Hy het 3 jaar tronkstraf gekry opgeskort, of 'n jaar eintlik, 'n jaar tronkstraf opgeskort vir 3 jaar. En hy was baie hartseer die oom, en ek meen almal het hom verwyd. Ek dink daar was 6 gesinne wat 2 kinders verloor het. En hy het op 'n stadium getrek verlies toe. En hy het altyd gesê hy het 23 kinders verloor, ander het net 2 of 1 verloor. En ek dink hy's 2 jaar daarna is hy oorlede. Is dit tog belangrik dat 'n mens die situasie van die trein of mens kan nie sê die aandeel van die trein nie. Maar dit ook in perspektief sien is dit was 'n nuwe fase wat ons betree het met passasierstreine. Dis dieselfde tipe trein wat ons nou beleef wat hulle noem die metrotreine. Wat werklik 'n baie hoër snelheid het as die gewone goederetreine soos ons dit oor die jare geken het. En was dit so gewees dat daardie passasierstrein daai dag, kom ons noem dit maar soos ons dit daai jare genoem het, die pakettreine, verskriklik vinnig gery het. Ek kan nog onthou hoe die stof letterlik so aan die kant van daai trein opgeslaan het. En bly die vraag nog steeds by my en dit sal by menige van ons bly is. Op watter stadium het daai trein eintlik gerem? Hoekom so laat en hoekom het die trein amper 3 kilometer van waar die ramp plaasgevind het eers tot stilstaan gekom? Wat hy wel in die hof bevestig het, is dat daar 'n stadium was, ek kan nie sê op watter stadium is nie, dat hy so geskrik het dat hy nie die remme aangesit het, maar dat hy in die gang gaan lê het. Of dit nou is na hy die remme aangesit het, of voor dit. Maar ek kan my indink in die gesig waarteen daai treindrywer moet vasgekyk het. Om te sien, hier staan 'n bus vol kinders wat deur die vensters kyk en hy's magteloos. Maar dit gebeur so vinnig. Jy weet, 'n mens beplan nie 'n ongeluk nie. En van heinde en verre het die mense gebel en 'n keer gegaan. En omdat die TV-dekking was, nie weet min mense van hierdie ding. En daarom is mense so bly dat 'n mens ook hieraan dink. En daarom het my dogter die film gaan maak, Henley on Klip the movie. Deesdae ry honderde mense daagliks oor hierdie brug, wat gebou is presies op die plek waar die ongeluk plaasgevind het. Meeste van hulle weet nie eers van die aangrypende tonele wat hulle 40 jaar gelede hier afgespeel het nie. Maar vir die wat wel weet, sal die letsels van Januarie 1970 altyd hier lê. Dit het nou 40 jaar terug gebeur, maar as ek my oë toemaak, dan voel dit soos vandag. Toe my broer my die aankom, toe sê hy vir my, hy gaan my oor die spoor vat. Toe sê ek vir my, asseblief, Boetie, moet nie doen nie. Toe sê hy vir my, hy het altyd vir my sê, Katrina, sê vir my, Katrina, ek gaan vandag oor die spoor ry. En toe, ja, het oorgery en gaan staan en hy het gesê, sien jy, daar kom nie 'n trein aan nie. Kyk links en kyk regs. En ek het vir hom so gekyk en ek sê, ja, Boetie. En toe sê hy daaroor. En toe ry hy weer 'n keer oor. My pa is begrawe in dieselfde begrafplaas as waar die rampkinders begrawe is. En maak ek regtig elke keer as ons sy graf besoek 'n draai daar. En om net weer dank te betuig en herinneringe op te roep na al ons maats. Dit was erg geweest. Ek sê, ek is geskok geweest. Ek het nou dit tot 'n mate al bietjie vir my versag. Die hartseer is al 'n bietjie weg geweest. Nou, dat ons weer by die ding kom, is weer terug by my. En ek kan nie daai leed vergeet nie. Ek praat nou, dis jare daarna, nee. En hier voel ek nou nog so. Maar weet jy, as hulle aan jou kind vat, dan is dit iets verskrikliks. En daar's van daai kinders wat hier nog die vorige naweek ook nog nie geslaap het en jolijt gehad het hier so by in ons huis.
Nou is dit sommer jou kind ook maar. En ek dink nie ons het ooit weer daaroor gekom nie. Dit is iets wat die dorp getref het en ek sal dit altyd onthou.